dis vanselfsprekend. Matteus 6 verse 3 en 4 sê, nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. In hierdie hoofstuk spreek Jesus 3 basiese geestelike praktyke aan: bid, vas en gee. Telkens sê hy hoe om dit te doen, opreg, sonder skynheiligheid. Vir Jesus is hierdie dinge vanselfsprekend en wesenlik. Daarom bid ons steeds en vas en gee op verskillende maniere. In Bybelse tye was daar baie bedelaars wat in die poorte of by die ingang van die tempel gesit en bedel het. In hulle tyd was daar immers geen pensioene nie, en as iemand byvoorbeeld gestremd was of 'n weduwee geword het, was bedel baie dikwels die volgende stap. Terwyl ons Christene se finansies bespreek, moet ons ook die moeilike kwessie van bedelaars en boemelaars takel. Kom ons bevestig egter soos Jesus, ons sal gee, ja, dis vanselfsprekend. Hoe ons egter gee, vir wie, wanneer en op watter manier, dis ons vraag, maar daarheen sal ons terugkeer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sal bid en gee en vas, want dit is wat u kinders doen. Dis vanselfsprekend. Ons wil dit ook doen, omdat ons u liefhet. So wil ons ook uit liefde vir ander mense help. Help ons egter in hoe ons dit kan doen, vir wie, wanneer, op watter manier, lei ons deur u Gees. Amen. Die Here seën jou.